Want ons vaste vertroue is in U. Ons hoop is in U, Here. Ons kyk na hierdie wêreld en ons is nie van hierdie wêreld nie, Here. En ons weet dat U bly getrou. En ons toekoms is in U. Ons word verheerlik volgens in Jesus naam. Amen. Amen. Dis opgewonde om te weet dat ons toekoms is in die Here, né? Ja. Verseker. Ja. Verseker. Maak my julle Bybels oop op Efesiërs hoofstuk 2. Efesiërs hoofstuk 2. Ons het so 2 weke terug het ons pastore gehad van Natal af hierso. En ons het hulle opleiding gegee en ek het vir hulle 'n vak behandel, The Supremacy of Christ. En ons het hierdie vak gedoen en in elke sessie het ons vrae gehad wat uitgekom het. En daar het 'n baie groot bekommernis uitgekom van die apostoliese en die evangeliese en ons Pinksterkerke in Natal. 'n Baie groot concern het daar voorgekom. Die geveg wat hulle veg in Natal. Dit is nou van Impangeni, Bergwil, Vryheid, reg deur in Pongola, die hele noordelike gedeelte van Natal. En die goed wat hulle met my gepraat het en bespreek het oor wat gebeur vandag in die kerke daar, die challenges wat hulle het as pastore in die sending het my oor laat trek. Eerlikwaar. En hulle het my 'n paar breeklips en goed gewys van wat besig is om te gebeur. En dit is as gevolg van wat ek gehoor het by hulle, wat ek graag hierdie woord wil bring, en dan volgende Sondag oorgaan na die nagmaal toe. Maar dit het ook te doen met John, wat gedoop wil word. En so dit is hoekom ek half met hierdie gedeelte wil begin. Ons as 'n gemeente is baie bekend hiermee. So wees net 'n bietjie draagsaam saam met my. Maar ek wil graag hierdie ding onder die knie kry. Vir julle gaan dit iets niets wees nie. Maar ek dink dat daar's 'n baie groot aanval vandag op die evangelie van genade. En dis hoekom my boodskap vanoggend gaan wees: groot sonde benodig groot genade. Amen. Ja. Nee, dit reg. Sorry vir jou met die rede, maar ek het 'n bietjie agtergaan oor hierdie manne wat hier so is. Dit het my geskok. Dat jy ons moet deurgaan. Jy het ook nie, dat mense net verstaan wat hierdie ons doen en vir wat hulle dit doen. Hierdie ons kry op die geld. Ja, hierdie is pastore wat hulle eie gemeentes het. En ons weet dat gemeentes in hulle areas is nie finansiëel sterk nie. So, hulle kry nie regtig 'n salaris van enige plek af nie. En MET, Mobile Evangelism Trust, doen ons nou al opleiding vir die afgelope paar jaar. Maar hierdie pastore is uitverkoop. Van hulle is al 35 jaar in hierdie organisasie betrokke. En wat hulle doen is, hulle vat 'n tent, dan geslaan hulle hom op, dan betrek hulle 'n klomp gemeentes, en dan begin hulle met evangelisasie werk vir 'n hele maand lank net in daai area. Maar hulle kry net die goedheid van die omgewing, en die gemeentes wat in die omgewing is, kry hulle kos. Hulle kan nie kos koop nie. Hulle slaap binne die tente. En hulle is van 7:00 die oggend is hulle op, dan begin hulle met hulle sessies, en dan vanaand 11:00 sluit hulle af met hulle preek. Daar is 'n groep wat vir 2 weke konstant besig is met die evangelisasiewerk. Dan vat hulle 'n breek, dan kom die volgende groep op, en dan begin hulle met disippelskap. En van hulle kry vir maande nie 'n salaris nie. Glad nie. Maar nog steeds is hulle elke dag in die tent. Amen.
Nog steeds is hulle besig met die sendingwerk. Amen. En dan gaan hulle huise toe. Dan weet hulle nie eens baie keer hoe om vir hulle huise te sorg. En dan die vrouens spring in en die vrouens begin hulle eie werkies doen in hulle areas waar hulle is vir inkomstes. En met die Here se genade kan hulle nog steeds van hulle kinders kan hulle nog universiteit toe stuur. En die Here maak vir hulle deure oop. Amen. Een van die ouens wat op verskriklik is, almal het 'n sagte plek in my hart daar van hulle, maar daar's een ou wat vir my hy's 'n dinamiese ou. Hy ly 'n siekte. Jong. Hy's in sy vroeg 40. En die siekte wat hy gekry het, hy moes sy been afsit laas jaar. En met dit, met die been wat af is, elke liewe dag is hy in die sendingveld. En elke liewe dag preek hy. En hy staan op, en hy doen wat hy moet doen, en in die aandag en lê in sy pyn, huil voor God. Hy het nie medikasie nie, hy kan nie medikasie bekostig nie, maar nog steeds gaan hy aan, en hy gaan aan, en hy gaan aan. Hy is nou daar, in die organisasie, sinds 2002, is hy al betrokke daar, as 'n jong seun. En hierdie ouens is special. Ek wil vir julle vra om vir hierdie groep manne van MET te bid. Dra hulle op in die Here. Hulle het hulp nodig. Hulle het hulp nodig. En as daar enige iets is wat op julle harte lê vir hulle, asseblief kom gesels met my. Ek en hom Bokkie wat hier gebly het, om Bokkie sê weer? Om Bokkie Jordaan. Hy is een van hulle direkteure, hy is mos nou in die Kaap. En asseblief gesels met my. Dan kan ons na hom Bokkie toe gaan en 'n bietjie gesels daaroor. Hulle soek graag 'n gemeente waar hulle kan by betrokke raak en waar die gemeente hulle dan kan uitstuur. En tans het hulle nie 'n gemeente onder wie hulle is nie, as gevolg maar van omstandighede. Maar hulle is nog elke dag is hulle in die veld, hulle stuur, ons het kontak met mekaar daagliks, wat gebeur. En ek was eens op 'n tyd, so 'n paar jaar terug, was ek 2 weke saam met hulle in die veld, 2 weke by die huis, 2 weke saam met hulle in die veld, 2 weke by die huis. Maar hulle het regtig hulp nodig. Hulle het hulp nodig. Jy het hulle ontmoet byna die mees humbleste ouens. Verseker. Mees humbleste ouens. Regtig 'n mooi groep manne. En dit is as gevolg van dit wat hulle met my gedeel het, die geveg wat hulle geveg. Daar wil ek graag 'n bietjie met ons share volg. Want daar is 'n aanval op genade. En ons besef dit nie eens nie. Want wat gebeur is, hulle sê dit is nie net deur genade alleen waar jy gered is in geloof nie. Nee. Jesus Christus wat gesterf het aan die kruis, se genade en die finale werk wat hy gedoen het, was nie genoeg nie. Christus het hulp nodig. En die hulp wat hy nodig het is, ek moet iets doen om dit te kan bekry. En een van die goed wat nou vlam vat in Natal is, julle weet mos, ons sirkusse het mos hierdie groot ronde ring, stalring. Want hulle hom nou gedraai met die lap, het hulle hom ons sprits gedruk. Dan steek hulle hom aan die brand. En dan sê hulle, as jy nou deur hierdie ring loop, dan is jy nou wedergebore. Dan word jy nou gedoop met vuur. En dit is wat besig is om plaas te vind in die apostoliese kerke. Dis een van die gevegte wat hulle het. Want dit is nie Christus alleen, genade alleen, deur die woord alleen, deur geloof alleen nie. Nee. Dit is Jesus plus. Jesus plus 4.
Jesus plus water. Jesus plus die. Jesus plus daai. En onder andere het ek die doop met hulle behandel, want hulle sê sonder doop kan jy nie gered word. Jy moet gedoop word om gered te kan word, want sy genade was nie genoeg nie. Dit is genade plus water. Maar dit is die water wat jou was. Wat 'n absolute bose in 'n demoniese lering is, wat besig is om plaas te vind. En dit is besig om deur te syfer filter na gemeentes toe. Geliefdes, is geloof alleen. Genade alleen. Christus alleen. Dis nie Christus plus iets nie. So kom ons gaan na ons gedeelte toe, wat ons gaan lees, Efesiërs hoofstuk 2 van vers 4. Lees gou saam met my, dit is wat apostel Paulus hier duidelik gemaak het in die boek van Galasiërs en in die boek van Efesiërs. Het hulle na die Galasië kerk toe gegaan en hy die Galasië het hulle rebuke. Hy het gekom in die kerk van Efese en hy het dieselfde geveg hier gehad. Hoor wat sê hierso in vers 4 tot vers 10. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur groot liefde waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Luister nou, uit genade is julle gered. Uit genade is julle gered. Saam opgewek, saam laat sit in die hemele in Christus Jesus, sodat hy in die eeue wat kom, kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julle self nie. Dit is 'n gawe, 'n geskenk van God. Nie uit werke nie, sodat iemand mag roem nie. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Werke kom eers na die reding. Dis nie Christus plus werke nie. Dis Christus alleen. En dis 'n geskenk. Genade is 'n geskenk. En daarmee wil ek begin om te sê dat in ons sondigheid, ons sondige mens, hierdie sondige vlees, is ons almal opgeweeg in 'n weegskaal. En ons almal staan skuldig voor God. Almal van ons. En ons almal het gesondig en ons almal val kort van die heerlikheid van die Here. Daar in hierdie ewige groot, daar is hierdie verskriklike groot ewige gaping, gap, tussen 'n heilige God wat verhewe is bo alles, en ons wat sondaar is, wat so laag is. Tussen ons en God is hierdie verskriklike groot gap, maar hierdie gaping moet toegemaak word. En dit kan nie toegemaak word deur werke nie. God is heilig, en hy is soewerein, en sy oë is te rein om op sonde te kyk. Is te rein om op sonde te kyk. En daarom het ons 'n middelaar nodig, om hierdie gaping te kan toemaak, om ons te kan regverdig. Want ons gaan dit nie self kan doen nie. Nie met hierdie korrupte vlees voor God. En dit sê vir ons, hierdie gedeelte in Efesiërs hoofstuk 2, hoe ons dan inkom in die teenwoordigheid van God. Hoe kan jy kan inkom? En hoe ons inkom, is deur die evangelie van genade. Dit is genade alleen. En dit sê ook vir ons, hoe hoër God is, en hoe laer ons is,
hoe groter is die gap. En hoe groter die gap, hoe groter sy genade. Amen. Verstaan julle? Yes. So dit sê vir ons, maak nie saak hoe groot ons sonde was nie, dat hierdie genade wat vir ons gegee is, vul daai gap. En as jy dink jou sonde is baie groot, dan gaan ek vir jou sê, sy genade is nog groter. Hoekom sê ek dit? Want Romeine hoofstuk 5 vers 20 sê, hoor wat sê Romeine, Apostel Paulus hier by hoofstuk 5 vers 20. En waar die sonde meer geword het, het die genade nog meer oorvloediger geword. Amen. En as jy dink jy kan nie, want jou sonde is te groot, dan gaan ek vir jou sê, die genade is nog groter. Is nog groter. En dis hoekom die mense hardloop na hierdie werke toe. Want hulle gesê die God se genade moet iewers stop en dit het gestop. So dit moet plus iets wees. Apostel Paulus sê, groter die sonde, groter die genade. Hy is God. Dis 'n geskenk wat hy gee. En as ons sê dat God se genade is nie groot nie, maak ons sy genade klein. So die evangelie van genade is wat? Is die ewige heilige soewereine God sal nie sy heiligheid, hy sal nie sy heiligheid onderhandel nie. Hy sal nie. Hy sal nie sy standaard wat hy gestel het verlaag nie. Ons het 'n deel wat ons doen, reg? Ons het mos die eie wil. Nee? So met ons eie wil roep ons uit na Christus, Romeine hoofstuk 10 vers 9. Want met ons mond bely ons en met ons hart glo ons. So ons het hierdie wil wat God vir ons gegee het. Anders het 'n klomp robotte gemaak, want ons nie nodig gehad nie. Hy het ons die vrye wil gegee om te kan kies. Maar God het sy genade gegee vir ons as 'n geskenk verniet. Ons kan nie werk vir dit. Omdat ons gered is, nou gaan die werke kom. Nou gaan ek die werke wys dat ek gered is. Hy is verhewe bo alles. En hy sit op die troon en hy heers in sy soewereinheid. Maar luister nou. Ons almal het geval in Adam. Ons almal geval in die lewe, in sonde. En die enigste manier hoe ons dan aanvaarding kan kry by hierdie ewige heilige soewereine God. Die enigste manier is deur die genade van God. En God se liefde, vergifnis en genade is vir ons gewys deur die evangelie van Jesus Christus. Is dit nie wat Johannes vir ons sê nie? Die boek van Johannes hoofstuk 14. Hy sê vir ons baie duidelik, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. En niemand kan na die Vader toe kom, behalwe deur my. En dan kom Apostel Paulus, en hy kom met hierdie fantastiese woorde van 1 Timoteus hoofstuk 2 vers 5, en dan sê hy hierso, daar is een God, een middelaar, tussen God en mens. Die mens, Jesus Christus. Dis hierdie middelaar wat hierdie gap tussen ons en God kom vul. Net Christus kan by sy perfekte lewe wat hy gelei het, met die perfekte offer wat hy vir ons gegee het, met die perfekte werk wat hy gedoen het aan die kruis. En dan sien ons in Handelinge, hoofstuk 4 vers 12, hy sê, die saligheid is in niemand anders te nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemele, wat onder die mens gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Geen. Nie vuur nie, nie water nie, niks. So, die doop, water, gaan jou nie red nie.
ons doop as gevolg van gehoorsaamheid. Want dit is the Great Commission, wat ons lees in Matteus 28:19. Gaan dan heen en gemaak disippels van alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, leer hom alles te onder. Maar dit sê die doop wat red nie. Christus red, en Christus alleen. Christus alleen. En dan sien ons dat apostel Paulus was gestuur gewees om onder die heidene die evangelie van genade te preek. Hy was spesifiek gestuur gewees om die evangelie van genade te preek. En ons sien dit baie duidelik in Efesiërs hoofstuk 2 vers 8, want hy sê hierso, want uit genade is julle gered deur geloof en nie uit julle self nie. Dit is 'n gawe van God. Verlossing is 'n geskenk van God. Redding is bekom deur die genade en die soewereine werk van die perfekte offer wat Jesus Christus gedoen het vir ons aan die kruis. Jesus is die lam wat vir ons geslag is vir die wêreld. Hy sê hier in Johannes hoofstuk 1 vers 29. Daar is die lam van God wat vir sondes vir die wêreld wegneem. Hy sê nie, daar is die lam wat die sondes van sekere mense wegneem nie. Hy sê nie, daar is die lam wat net die elect se sondes wegneem nie. Hy sê, daar is die lam wat die sondes van die wêreld wegneem. Nie sekere mense nie. En dan kom die wil, die eie wil, wat dan sê, ja, Here, hier is ek. Hy kom en sê, jy weet, Kolossense hoofstuk 1, vers 19 en vers 20 sê hy, want dit het die Vader behaag, dat in hom, wie is hom? Jesus, in hom, die ganse volheid sou woon, en dat hy, Jesus, deur hom, alles met homself versoen, nadat hy vrede gemaak het, deur die bloed van sy kruis, Jesus. En dan kom hy en hy sê, ek sê, deur hom, Jesus. Nie hom plus iets nie. Hom plus tiendes nie. Of hom plus ek behoort aan 'n sekere dominasie nie. Een van die grootste challenges wat hulle ook het in Natal is wanneer die mense op bekering kom en wil hulle vra dan om gedoop te word. Maar dan kom die pastore en die pastore van die gemeente sê nee, julle mag hulle nie doop nie. Ons moet hulle vat in ons kerk en ons wil hulle doop. En dan vra hulle hoekom? Sê hulle nie want hulle behoort nou aan ons. Aan ons gemeente. So hulle moet onder ons gesag in ons gemeente submit. Ons die geld gee. So dan kan ek hom manipuleer en sê, maar nou jy's nou in my kerk gedoop, so jy moet nou gee. Jy moet nou saam. Ek dank die Here. Ek dank die Here. Ons loop nie met mandjies hier in die kerk rond en kollekte op nie. Want ons fokus is nie dit, ons fokus is Christus. Die Here gee soos hy wil, hoe hy wil, hy werk in die hart, en elkeen saai soos hy wil. En ek weet, ek gaan redelike oproep of 2 keer wat ek nou net gesê het, want hoe durf ons nie geld opneem? Ons fokus is Christus. Amen. Ons soek siele wat voor God kom. Amen. Ons sal sorg vir hulle wees. Ons sorg vir hulle wees. Sal eendag sal ek preek oor tiendes. In 17 jaar dink 1 keer gepreek oor tiendes. Ek sal weer eendag preek oor.
Jy sien, dit is dat deur sy eie dood is ek en jy met God versoen. Hy het deur sy dood 'n ewige versoening gedoen vir die regverdige toorn van God teen opsigte van almal vir wie hy dit voorgedoen het. En dis die hele wêreld, want so lief het God die wêreld gehad. En daar was hierdie valse lerings wat ingekom het in Galasië en in Efesië. En hierdie valse lering wat ingekruip het, ons noem hulle, as jy na Galasiërs hoofstuk 1 toe gaan, dan sê, want hulle het gehoor van my lewenswandel vroeër in Jodendom. Ons ken hulle as die Jodendom, wat hierdie valse lerings begin inbring het. En hulle het hierdie valse lerings ingebring. En hulle het gesê, ons kom in die naam van Jesus Christus, ons kom met genade, ons kom absoluut, kom ons met hierdie geloof, maar met iets. Met iets. Want dit is nie geloof alleen, deur genade alleen. En hierdie Galileërs, hierdie Galasiërs was so vinnig oortuig gewees. Hulle was so vinnig gullible gewees vir hierdie nuwe evangelie, 'n ander evangelie wat verkondig is. Hulle was so vinnig om die struik gelei, om die bos gelei, sê die woord. Gaan vir my gou na Galasiërs, hoofstuk 1, vers 9 toe. Hoor gou wat sê hierso. Soos ons van tevore gesê het, sê ek nou ook weer, as iemand julle 'n evangelie verkondig, in stryd met dit wat julle ontvang het, laat hom 'n vervloeking wees. Soek ek dan nou die guns van die mens of van God? Of probeer ek om mens te behaag? En as ek mens behaag, dan sou ek nie 'n diensknegt van Christus gewees het nie. En Paulus is baie duidelik hier. Ek is nie hier om 'n mens te behaag nie, ek is hier om God te eer. En wat hierdie Galileërs gedoen het, is hulle het ingekom en hulle het ingefilter en hulle het die suiwerheid van die evangelie van genade het hulle begin verdraai. En apostel Paulus sê, maar julle is so vinnig wat julle val vir daai snaakse lering. Julle is so gullible vir dit. En hulle het hierdie mensgemaakte werke en hierdie snaakse godsdienstige rituele het hulle probeer om die reinheid van die genade het hulle probeer verdraai en breek. En Paulus skryf vir hulle hierdie vurige brief in Galasiërs hoofstuk 1 vers 9 en vers 10 wat ons nou gelees het. So as enige iemand, met ander woorde wat hy sê, as enige iemand 'n kompromie aangaan met die evangelie, laat hom 'n vervloeking wees. Hoekom? Voordat hulle ander mense verlei en wegvat op die breë pad. En vandag is ons omring deur snaakse evangelie. Ek wys vir Nicoline in die week. Ek gaan dit sê. Ek wys vir Nicoline in die week hierdie videoklip van, wat is die pastoor se naam? Mark Driscoll. Ja. Mark Driscoll. Ek ken hom nie regtig nie. So ek weet nie van die ou nie. Maar ek sien 'n videoklip van Mark Driscoll, blykbaar is hy 'n groot beroemde Amerikaanse prediker. En hy is by 'n mannekonferensie wat hom gevra om by hierdie mannekonferensie te preek. En hy is die tweede dag moet hy nou preek. Maar met die ope sit al die jong mans en al die ou mans sit daai hele stadium vol. En voor die pulpit het hulle 'n tafel met 'n dansbaan, jy weet wat strippers gebruik, hierdie paal, het hulle nou opgesit en hierdie ou trek uit, die man, stripper, en
Hy klim daar op met die ding met 'n swaard in sy mond wat hy afsteek en hy klim af en dis hulle toe nou hierdie ding open. En blykbaar die videoklip wat ek geluister het van Mark Driscoll, hy sê hy kon nie slaap die aand nie. Want hy moet die volgende dag preek en hy weet nie. En hy lê heel aand wakker. En voordat hy begin preek, staan hy en klim hy op die stage en die plek is gepak van die mense. En hy klim op en hy vat sy Bybel en sy goed en hy sit dit neer en hy sê, voordat ek begin, wil ek net met julle iets deel en hy gaan sak op sy knieë. En hy begin daai plek te rebuke. Laat die pastore opstaan en hom uitjaag. Of hom sê, you done, get up. Waar hy vir hulle sê, julle wil mans wees, maar julle buig voor Baal. En hulle gaan sukkel met ons houtpaal. Ja, hier gaan hulle sukkel. Maar ons is omring met die snaakste evangelie om ons. En oral waar jy iets oopmaak in media, is ons gebombardeer deur die snaakste goed. Dit klink reg, dit klink mooi. Maar as jy regwaar sit en jy sit en luister dan kom jy agter my en sê, joh, hy het hom nou net pas gedra. Net pas gedra. Wees versigtig. Is ons so gullible? Is ons so vinnig in 'n struik geval, soos wat apostel Paulus sê, dat ons na 'n ander evangelie luister, 'n ander genade, as wat ons gehoor het van die apostels? Sien, daar is hierdie kompromie wat aangegaan het, van die geregverdiging deur geloof alleen. Deur geloof alleen. En daar is geen heerskappy van Jesus Christus vir redding meer. Nee, ek gaan nie onder die heerskappy van God kom. Is al wat ek hoef te doen. Ek hoef net te sê ek glo in Jesus en ek kan nog steeds lewe elke dag soos wat ek wil. Ek maak wat ek wil, ek kan doen wat ek wil, ek kan lewe soos wat ek wil, want ek is 'n Sondag Christen. Ek is net 'n Sondag Christen. Sondag sal ek kom en ek sê halleluja. Maandag gaan ek kom en dan gaan my vrou vloek. Ek sal doen net wat ek sal lewe soos wat ek wil. En Sondag sal ek weer kerk toe gaan. En daar is geen toewyding meer vir Christus nie. En dis 'n goedkoop genade wat verkondig word. Hulle probeer die verswak wat ware reddende geloof is. En ware reddende geloof is om Christus as Here te aanvaar. En dit behels dat ons die sondige hart moet wegdraai met 'n toewyding, met 'n onderdanigheid aan Jesus Christus en sy heerskappy gehoorsaam. Christus as Here te gehoorsaam. Want luister wat sê Romeine hoofstuk 10 vers 9. Hy sê as jy met jou mond die Here Jesus bely. Wat beteken die woord Here? Enigiemand? Zaligmaker. Ja, maar wat beteken die woord, die Here? Waarvoor staan die woord Here? Hy die heerskappy. Aha. Die heerskappy behoort aan hom en ons kom onder sy gesag van sy beheer, sy heerskappy, sy koningskap. Dan kom die goeie werke, omdat ek onder hom submit. Dan kom ek by die gehoorsaamheid. En wat die valse leraars doen, is hulle sê nee, wedergeboorte is nie net in Christus nie. Ek en jy is bewaarders van die evangelie van Christus. Ek en jy is bewaarders van die evangelie van genade. En die kruis is die arms van Christus. Wat elke liewe sondaar
daar buitekant omgryp. Deur sy genade. Elkeen te red, om weg te draai. Is hier om te draai van die genade van God, is om God self te verag. Hoekom sê ek dit? Ek gaan vir julle 'n skrifgedeelte gee. Al wil jy hoe graag, en al probeer jy kan die skrifgedeelte nie verdraai nie. Jy kan nie, dis onmoontlik om hierdie skrifgedeelte te verdraai. Al probeer jy om dit te doen. Hoe duidelik is hierdie skrif? Hoor wat sê hy? Galasiërs hoofstuk 2 vers 16. Terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus. Selfs ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof in Christus en nie uit werke nie van die wet nie. Omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig sal word nie. Al probeer jy hoe hard jy kan nie hierdie woord verdraai nie. Verstaan nie hoe die mense dan glo aan die evangelie. Hoe kom hulle daarby uit nie? Om te sê dit is Christus plus iets nie. Lees dit die skrif. Ok, so maar wat is dan genade? Hierdie evangelie van genade van God. Wel, die gedeelte wat ons hier gelees het, in Efesiërs hoofstuk 2 van vers 4 tot vers 10, word in 'n wettige metafoor vir ons gegee, wanneer ons hom lees. So wat hy dan sê is, ons almal staan voor die hof, voor die troon van hierdie hof, staan ons almal skuldig. Almal van ons. En ons staan in ons sonde, en ons val kort aan die heerlikheid van God. Maar, langs my, staan ons advokaat, ons Here, ons Christus, wat vir ons intree. En by hierdie perfekte lewe van Jesus Christus, in die perfekte offer van Jesus Christus, in hierdie perfekte dood van Jesus Christus, het hy die nodige vereistes voldoen in die wet, in hierdie selfde wet wat ek en jy so kokkort inval in sonde, was hy perfek in alles. En wanneer ons dan ons geloof in Christus sit, sonder werke, kyk God dan na sy seun Jesus Christus, en ons word dan geregverdig deur hom. En daarom kom Romeine, hoofstuk 8 vers 1. En dan wanneer jy Romeine lees in daai oogpunt, sê hy, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Jesus Christus is nie. Geen. Maar oké, kom ons stop nie net daar nie, want dit is al wat die ouens oor preek. Ouens preek net oor daai stukkie. Maar hoor wat sê hy nou die volgende. Selfde sin, hoor nou wat sê hy. Vir die wat na die vlees nie wandel nie, maar na die gees. Weereens, hoe kry ons dit dan reg om te sê dit is Jesus plus iets, as ons dan nou nie, jy weet na die vlees wandel, maar na die gees. En dit is hierdie groot verruil wat plaasvind voor die hof van God, wanneer ons daar staan. Hulle noem dit in Engels the Great Exchange. Alles van my wat sleg is, sit ek op Christus. En alles wat goed is van Christus, sit hy nou op my. So al my sondes sit ek op hom, en al sy geregverdigheid sit hy op my. The Great Exchange. Dis wat plaasvind. Sonder werke. Dan kom Christus, dan kom God, wettig, na dit, dan kom God wettig,
En hy verklaar Jesus Christus se perfekte geregtigheid oor my. Oor wat Christus gedoen het. Dis kom my vlees geword het. Om dit wettig oor ons te kan verklaar. Dis kom 'n lam dit nie kan doen nie. Dis kom water dit nie kan doen nie. Want dit is alleen geloof alleen, in Christus alleen. Nie Allah nie, nie Boeddha nie, nie Laganyani nie, Christus alleen. Daar is twee verskillende evangelies. Is die ware evangelie, en dis die valse evangelie. Daar is 'n ware redding, en daar is nie 'n ware redding. Daar is die evangelie van die goddelike werk wat God gedoen het. En dan is daar hierdie mensgemaakte tradisies en rituele wat sê deur jou werke is jy gered. En die evangelie van hierdie mens gemaakte werke, hulle sê as gevolg daarvan en die finale werk wat Christus hier gedoen het, moet ek iets ook doen. Christus het my hulp nodig. Dis wat hulle verkondig. En hulle verdraai dit so, dat jy dit kan agterkom nie. En daarom is hier kom prosperity predikers, sê, maar as jy nie saai nie, as jy nie gaan tiende gee nie, gaan God jou nie seën nie, God gaan jou nie bless nie, God gaan jou nie vrymaak nie, jy gaan in bondage bly. En dan plaas hulle die emphasis op Christus plus geld. Alles behoort aan ons God. Amen. Ek het Christus nodig. Amen. Hom. Apostel Paulus kom, en dan sê hy vir hulle hierdie gedeelte in Galasiërs hoofstuk 6, Galasiërs hoofstuk 1 vers 6. Hoor wat sê hy? Ek verwonder my, dat julle so gou afvallig geword het van hom, wat julle deur genade van Christus geroep het, na 'n ander evangelie. Probeer hierdie skrif verdraai. Kan nie. Dit is die evangelie wat ons red. Ons moet die evangelie regkry. John, wanneer ons kom by die doop, ons moet die evangelie regkry. Hoekom is ek gered? Hier, wat is ek gered? Wie het my gered? So dit is nie geloof en werke nie. Dit is nie geloof en water nie. Dit is nie geloof en lidmaatskap in 'n sekere dominasie nie. Dit is nie geloof en tale spraak nie. Dit is nie geloof en profeties nie. Dit is nie geloof in die laaste regte nie. Dit is nie geloof in tiendes nie. En dit is verseker nie geloof in vuur nie. Dat jy nou deur hierdie sirkel van vuur moet loop om gered te word. En as mense wat hierdie waarheid ontken, wat genade ontken, wat die drie eenheid van God ontken, wat die godheid van Jesus Christus ontken, wat die heerskappy van Jesus ontken. Hulle ontken die geboorte van Christus. Hulle ontken die sondelose lewe wat hy gelei het hier op aarde, ontken hulle. Hulle ontken die dood van Christus. Hulle ontken die opstanding van Christus. Hulle ontken die opvaar van Christus. Hulle ontken die tweede koms van Christus. Hulle ontken die wegraping van Christus. Dan kom apostel Paulus hier, en hy sê vir ons in Galasiërs hoofstuk 1 vers 9, as iemand van julle die evangelie verkondig, strydig met dit wat julle ontvang het, laat hom 'n vervloeking wees. Laat hom 'n vervloeking wees. Nou wat beteken die woord vervloeking? Baie eenvoudig in Afrikaans. Bestem vir vernietiging. Laat hy vernietig word.
Sien, daar's geen neutraliteit wanneer dit kom by die evangelie van Jesus Christus nie. Niks nie. Of is Christus of is niks. En dan kom hy hier by vers 10. Soek ek dan nou die prys van mense of van God? Jy sien wat Apostel Paulus het hier agtergekom, die bottom line. Apostel Paulus het hier agtergekom. Ek soek nie die populariteit nie. Ek wil God eer. Ek wil God eer. En ek gaan nou afsluit. Die evangelie van genade is vir ons so belangrik. En ek gaan vir julle afsluit met 'n vers. Want ek het nog net so 1 of 2 goed wat ek wil sê daarna, maar ek wil vir julle afsluit met hierdie vers. Nie in alle gevalle nie, maar in die meeste van die gevalle. Kerke wat die ware evangelie preek is maar klein en min. Ouens wat 'n ander evangelie verkondig en allerhande is baie. 2 Timoteus hoofstuk 4. Mag ek julle die skrif gee hoe ek dit sê. Wat die Bybel sê. 2 Timoteus hoofstuk 4 van vers 3 en vers 4. Hoor wat sê hy hierso. Want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde lering nie sal verdra nie. Daar kom 'n tyd wat hulle nie die ware evangelie wil hoor. Hulle gaan dit nie verdra. Wil dit nie hoor. Weet jy wat gaan ek doen? Kom ek gaan, en dankie Here ons het jeug vanoggend hier. Kom ek gaan na 'n ander jeug toe. 'n massiewe jeug. Kom ek gaan na hierdie wêreldse manier van dinge doen. Hoekom? Luister nou wat sê hy so. Omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle menige leraars sal versamel, volgens hulle eie begeerlikheid. Nou gaan hy verder. Dan sê hy, en die oor sal afkeer van die waarheid, en hulle sal hulle wend tot fabels. Sy liewerste aan die evangelie wil hoor. Heeltemal iets anders te wil hoor, as wat die waarheid wil hoor. So kom ek gaan na daai kerk. Plus, al ry jy 100 kilometer, kom by 'n Bybelse kerk. 'n Biblical kerk. Daar is baie Biblical kerke, baie. Kom ons kom by 'n Bybelse kerk. Waar ons onder die klank van die woord sit, wat nie 'n ander evangelie verkondig as wat Apostel Paulus hulle vir ons gegee nie. Nie 'n ander genade nie. Dis nou die tyd. Dis nou die uur waar die kerk moet vas staan op sy woord alleen, deur genade alleen, deur Christus alleen, deur geloof alleen. Nou, my gebed is vir ons as 'n gemeente, dat God hierdie kerk, Hartkraai Familiekerk, sal gebruik om nie te compromise nie. Waar ons sal vas staan in die volle waarheid van die evangelie. En nie sal links kyk of regs kyk nie. Dat is die ware evangelie met liefde verkondig. Met liefde. Want jy kan nie die evangelie sonder liefde verkondig. En die rede hoekom hierdie genade so ernstig is vir ons vanoggend, want daar's liefde gekoppel daarmee. Want as ons nie lief het nie, sal ons nie met die waarheid, genade en evangelie kom. Dan gaan ons wil oorgee en sê, okay, maar kan doen maar wat jy wil. Nee, ek wil nie jy moet doen wat jy wil. Ek het jou te lief. Ek wil nie jy moet reg lewe. Ek wil jy moet voor God staan. En waar God sê, my goeie getroue diensknegt. Ek wil nie een persoon sien, wegdraai van God af. Dit is ons liefde.
Kom ons staan vas in hierdie ware evangelie. Daar is geen ander manier waarop ek en jy kan gered word, behalwe deur die genade, deur die geloof, ek en jy wat met ons mond bely en met ons hart glo dat Jesus Christus is. Is geen ander manier. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Here, wat 'n voorreg, Here, om U woord te kan oopmaak en te kan deel. Here, U woord is die waarheid. Dit kan nie leeg terugkeer nie. Dankie vir die volle waarheid wat U ons gegee het, Here. Here, die evangelie van genade. Deur die genade, Here, deur geloof. Dankie vir die werk, die perfekte werk wat U gedoen het aan die kruis vir ons. En Here, waar ons dan as 'n gemeente wil opstaan en sê, Here, gebruik ons gemeente, gebruik ons hier in hierdie area as die deel van die liggaam wat sal opstaan en sê, Here, genade alleen, geloof alleen, Christus alleen. Dat ons sal vas staan op die evangelie. En ons bid dit in U naam alleen, Here. Amen. Amen. Mag die Here julle seën.